Is apostels en profete nog relevant vir vandag? Kry ons nog hulle bedieninge? Ek lees vir jou Efesiërs 4 vanaf vers 11 tot 13 en dan gee ek net vir jou een of twee redes waarom ek glo dat dit nog vir vandag is. Efesiërs 4 vers 11 sê, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hierdie teks sê nie dat apostels en profete gegee is om skrif te verifieer of self skrif te gee nie. Hierdie teks sê dat apostels en profete is gegee om die heiliges op te bou. Ons kan nie hierdie teks interpreteer as afgehandeld nie. Dit is vir vandag nog, en alhoewel apostels en profete dalk in 'n ander hoedanigheid funksioneer as in die Ou Testament, is dit nog steeds kragtig en valid vir vandag. Onthou dat selfs hulle wat die Bybel geskryf het, die wat deelgeneem het, die outeurs, was nie almal apostels gewees nie. Vat byvoorbeeld Markus en Lukas, Jakobus en Judas, hulle almal het 'n bydrae gemaak, maar hier in die Nuwe Testament, hier in Efesiërs sê Paulus, is die apostels en die profete nog daar om ons op te bou. Hierdie teks grammatikaal kan jy nie interpreteer dat jy kan pick and choose van wat jy dink vandag nog relevant is nie. Dit is so saamgestel. Ek kan byvoorbeeld nie sê dat apostels en profete is nie meer geldig nie, maar leraars en evangeliste is geldig nie. Nee. Of almal is geldig, of nie een is geldig nie. En as herders en leraars en evangeliste definitief nog 'n rol het om te speel in die kerk, dan is dit ook so vandag met apostels en profete. Dis belangrik dat ons 'n onderskeid sal maak tussen Oud-testamentiese profete en apostels en Nuwe Testamentiese profete en apostels. Die cessationist sal sê dat ons hierdie teks moet interpreteer in die lig van Efesiërs 2 vers 20, wat sê dat ons gebou is op die fondasie van die apostels en die profete. Maar die twee tekste praat van twee verskillende goed. Efesiërs 2 praat van die apostels en die profete. Dit het 'n bepaalde lidwoord wat verwys na 'n spesifieke groep. Maar hier lees ons net van apostels en profete, soos byvoorbeeld Agabus in Handelinge 'n profeet was, soos wat Anna 'n profeet was. Dis anders as die profete. Ons lees in Hebreërs 1 praat hy van dat God in die ou dae tot die vaders gepraat het deur die profete, praat hy nou met hulle op 'n ander manier. So hierdie is twee verskillende tekste en ons moet dit so interpreteer. So laastens, net omdat die kanon of die Bybel geslote is geen bewys dat apostels nie meer vandag bestaan nie. Ons kan sê, ons kan nie tot die Bybel byvoeg nie, omdat die apostels dood is. Dit is reg, maar ons kan nie sê, omdat die apostels dood is, kry ons nie meer vandag apostels nie. Dit sou dieselfde wees om te sê, net omdat die disippels dood is, beteken dit, ons het nie meer vandag disippels nie, en dit is nie waar nie.